Ek is bly jy is hier. Dankie dat jy vanmôre gekom het. Dis lekker om saam te wees. Amen. Ek is so bly jy is hier. Terwyl hulle gesing het, toe dink ek daaroor, hulle die tweede laaste lied praat oor the goodness of God. En kom ons sê vanmôre, die Here is voorwaar goed. Dis wie hy is. Die Here is voorwaar goed. Amen. Die Here is voorwaar goed vir ons. Amen. Jy weet, as baie keer dan, en as ek vanmôre hier voor u staan, dan staan ek nie omdat alles maanskyn en rose is nie, maar ek staan hier omdat die Here goed is. Weet jy, baie keer gaan er goed in ons lewe aan, wat ons nie beheer oor het nie, en waar ons net die Here kan vertrou. Amen. Gaan er baie keer goed in jou lewe ook skeef? Beleef jy ook baie keer, ja, die trein het my gemis, die stasie is behoor my. Het gebeur. Ek wil vanmôre vir sê, die Here is nog goed vir ons. Amen. Jy weet, ek wil net, en ek wil nou nie lank wees nie, maar as ek net dink aan die laaste ruk, jy weet, ek is baie betrokke in die streek, ek is hierdie area as die streekvoorsitter, en daar is baie goed wat gebeur, wat ek nie net kan distansieer van nie. En een van die gemeentes wat in hierdie laaste van Februarie 2023 my baie drama gegee het, en daar was geweldige nagevolge. En ek wil nie die detail met u deel nie, maar weet jy wat, 'n paar dae gelede is ons situasie opgelos. En ek kan net aan die Here al die lof en al die eer en al die aanbidding bring. Ek moet vanmôre getuig dat die Here is so goed vir ons. Amen. So, ons het rede om dankbaar te wees. Ons het rede om vanmôre te sing, ons dien 'n goeie God. Weet jy wat, te midde van, en daarmee sê ek nie, alles is uitgesorteer in my lewe nie, nee. Maar weet jy wat, die Here bly goed. Dis wie hy is, hy bly goed. Miskien moet jy vir jouself sê, die Here is goed vir my. Die Here is goed vir my. Amen. Nou ek het vanmôre baie opgewonde, ons het die laaste 4 weke het ons gepraat oor sing. Nou, ons het nie gepraat oor liedjies sing nie, ons het gepraat oor sing, en ek wil graag vanmôre hierdie reeks afsluit, en eindig by hoe voel God oor jou? En vanmôre gaan oor God sing oor jou. En dis die blye boodskap, die goeie nuus, is dat die God wat ek en jy dien, sing oor jou. Jy het dit gemis. Die Here sing oor jou. Man, die Here sing oor jou. Dis die goeie nuus, die blye boodskap. Hy sing oor jou van vreugde en verlossing. Dis die blye boodskap, die goeie nuus, die evangelion, die evangelie. En ek gaan vir julle lees, en ek is oortuig, jy ken almal hierdie vers. As jy hom nie ken nie, gaan jy hom vanmôre merk in jou Bybel. Het jy nog 'n Bybel? Ek hoop jy lees nog jou Bybel. Ek het jy al vertel van die mense wat ek gaan besoek het, en toe ek daar kom, sien ek maar, hulle Bybel staan in die sitkamer op die rak. En hy stik van die stof. En ek besef, hulle het lanklaas hierdie Bybel gebruik. Want die stof is nie net bo-op nie, dit is soms so teen die kante.
En toe ek vir hulle vra, "Jene, is hierdie 'n spesiale Bybel of lees julle in die Bybel nie?" Toe sê hulle vir my, "Nee, dis die huisbesoek Bybel." So, partykeer bring sekere goed ons net aarde toe. Ek gaan vir julle lees, baie bekend. Jy moet iewers hierdie vers moet deel van jou wees. Anders mis jy dit. Sefanja hoofstuk 3 vers 17. En ek hoop Sefanja is nou nie 'n baie bekende boek in die Bybel nie, of so dink ons, maar Sefanja 3 vers 17 sê, die Here jou God is by jou. Wat sê Psalm 23 vers 4? Hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want hy is met my. Oh, halleluja. En dan gaan hy aan, hy sê, die Here jou God is by jou, 'n held wat red. God is nog in die besigheid om te red. Hy sê, hy is bly oor jou met vreugde. Hy is stil in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Man, het jy al ooit gewonder hoe God oor jou voel? Weet jy wat? Ons weet almal, die Here sien ons raak, ons weet, hy dink aan ons. Maar hy's werklik bly oor ons. Hy's bly oor jou. Hy's werklik bly oor jou. En hierdie teks in Sefanja is een van die mees verrassende stellings in die Bybel. God sing oor jou. Hy juig oor jou, hy jubel oor jou, sê die verskillende vertalings. En dit klink amper, kom ons wees gou eerlik, dit klink amper te goed om waar te wees. Hoe is dit moontlik? Veral, en nou jy is bietjie anders as ek, maar weet jy wat, as ek dink aan myself, dan is dit my moeilik om te dink dat die Here oor my kan sing. Nou gelukkig, jy is heilig, maar weet jy wat, as ek oor my eie lewe kyk, ek weet nie van jou nie, maar ek maak ook nog foute. Ons misluk ook. Ons is ook baie keer ongehoorsaam. Nou nie jy nie, maar ander. Kom ons wees gou eerlik, ons doen ook nog sonde. Nou nie. En baie keer voel ons skaam oor onsself. Weet jy wat, ek voel skaam as die Here met my praat en ek doen nie wat hy wil hê nie. Dan voel ek skaam. Of baie keer, dan dink ek, ag Here, ek het U so teleurgestel, ek moes dit gedoen het, ek moes daar so opgetree het. Here, soos die tienermeisie vir my gesê het, pastoor, bid vir my, want ek het 'n attitude. Weet jy wat? Dit klink amper te goed om waar te wees, dat die Here sing oor my. Maar hierdie vers wys ons die hart van God. Hierdie vers wys ons hoe God dink oor jou. En uiteindelik wys dit vir ons na Jesus Christus. Want so lief het God hierdie wêreld gehad, dat hy sy enigste seun vir jou gegee het. Dis die evangelie van genade. Dis die goeie nuus, die blye boodskap. Nou, net voor ek te veel opgewonde raak, laat ek net gou julle 'n bietjie agtergrond gee. Nou, Sefanja is 'n profeet. En hy profeteer tydens die regering van koning Josia. Dis 'n tyd van hervorming, maar is ook 'n tyd van oordeel. En die eerste 2 hoofstukke van Sefanja is vol waarskuwings eintlik. Dis waarskuwings oor God se oordeel. Dis waarskuwings oor Juda se sonde. En Juda in daai tyd was, laat my so dink aan die nuwe Suid-Afrika.
dit was 'n tyd van afgoderry, 'n tyd van korrupsie, 'n tyd van 'n rebellie. Of dink jy is net vandag? Kom al. En uiteindelik kom ons by hierdie ongelooflike vers. Maar dan, in hoofstuk 3, verander die toon. In die eerste hoofstukke is dit waarskuwing, wees versigtig, ek wil nie na julle kyk nie, julle sonde druis in teen my, ek haat dit wat julle doen. Dan hoofstuk 3, verander dit van oordeel na hoop. Van oordeel na hoop. En uiteindelik kom Sefanja 3 vers 17 en dit sê eintlik vir ons, God wil nie meer sy mense straf nie, maar hy wil vreugde vind in hulle. Hy wil vreugde vind in hulle. En hier die groot vraag, hoe kan God bly wees oor 'n volk wat hom eintlik verraai? Hoe kan hy sing oor sondaars? Hoe kan die Here na jou kyk en jou lief hê? Of dink jy jy's volmaak? Dis die vraag. Hoe kan God na jou kyk? Met liefde. Kan ek vanmôre vir sê, daar's baie verduidelikings, maar die eenvoudige, maklike verduideliking, dis die evangelie, dis die goeie nuus, dis die blye boodskap. En dit bring ons by die eerste belangrike punt. Hy begin in Sefanja 3, en hy begin so, hy sê, die Here, jou God, is by jou. Luister, die God wat ek en jy dien, is nie 'n God van ver. Weet jy wat? Ek dink dis wat ons onderskei van baie, ons glo, God is Immanuel, God met ons. Hy's Immanuel, God saam met ons. Hy's Immanuel, by ons. Amen. Baie ander kerke glo, dat God is heilig, God is groot, God is almagtig, maar hy sit daar ver iewers in die hemelruim, en hy kyk af op ons, en hy wag net dat ek 'n fout kan maak, sodat hy my kan roer. En baie keer is ons te gemaklik. Ons is so in 'n gemaklike verhouding met die Here, dat ons besef nie, hy's 'n heilige God. Hy sê, die Here, jou God, is by jou. Hy's nie ver nie. In die Ou Testament, as God verskyn, as God teenwoordig is, in die Ou Testament, dan was dit eintlik 'n heilige, vreesaanjaende ding. Hy het op die berg gekom, en as hy op die berg verskyn, is daar vuur en vlamme, en daar's rook en daar's donderslae. Maar hier sê die profeet, en onthou, hier is Ou Testament, hy is by jou. Soos 'n vader by sy kind is, soos 'n bruidegom by sy bruid. En kom ons sê vir mekaar, as jy wil weet, wat beteken dit dat God by jou is, dan is dit soos toe Jesus op aarde was. Hy was tussen die mense, tussen ons. Jesus Christus is die belofte van God die Vader, dat hy met ons is in vlees en bloed. En Johannes 1 sê, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Johannes 1 vers 14. Jesus word genoem Immanuel. God met ons, by ons, saam met ons, tussen ons. God kom nie net en straf nie. Die Here kom, en hy's by ons, en sy groot begeerte is om te red.
om ons te red van sonde, om ons te red van ongeregtigheid, om ons te red van gebrokenheid. En dit bring my by die tweede punt. So, die eerste een, hy's Immanuel, God is met ons. Die tweede belangrike, hy's 'n held wat red. En kom ons sê gou vanmôre, miskien moet ons 'n belydenis maak vanmôre. Sê bietjie vir jouself, Jesus Christus is my redder. Sê bietjie vir jouself, Jesus Christus is my redder. Die teks sê, hy's 'n held wat red. Hy's 'n held wat red. God is nie net teenwoordig nie. Hy's nie net Immanuel tussen ons nie, maar hy's die God wat optree. Hy red. God het nie verander, hy red nog steeds. Hy red nog steeds. Jy weet, kan ek vanmôre vir julle sê, en hier wil ek gou stop, miskien moet ek net gou dit noem. Ons het in die laaste 3 weke, is mense deur vrees oor die wegraping. Mense is deur vrees. Ouens het my gevra, kom bid vir my, ek is vasgevang in vrees. Ek is bang dat die Here gaan kom. Maar kan ek vanmôre vir julle sê, dis nie veronderstel om vreesagtig te wees nie. En moenie braaf wees nie. Jy kan ook agterbly. Maar wat hierdie eintlik vir ons sê, is dit. Daar's iets niets aan die kom. Daar's iets niets aan die kom. Jy weet, ek gaan nou nie detail gee nie. Maar een van die tradisionele gemeentes in ons dorp nooi ons om hulle dienste te kom bywoon. Dit is 'n tradisionele kerk wat tradisioneel is. En ons gaan Vrydag aand. Nou, jy weet, partykeer is ons Pinkster charismatiese mense bietjie verwond. Hallo, want ons weet mos alles, hulle weet niks. En weet jy wat? Toe hulle begin sing, toe dink ek, Here, ons sing nie sulke goed in ons kerk nie. Ons sing nie sulke goed in ons kerk. En weet jy wat? Toe die prediker begin preek, toe stop hy na 'n paar minute en hy begin te profeteer oor mense. Hy begin profeteer oor mense. Die tweede prediker hardloop van die kansel af. En dan mense toe lê hande op en mense word aangeraak, genees. Daar's 'n man wat sy skouer en arm nie kan gebruik nie. En in een oogwink raak die Here hom aan. En sy skouer is heel. En terwyl ek hierdie goed sien, Vrydag aand en gister die hele dag tot gisteraand 8:30, terwyl ek dit sien, toe besef ek, die Here is besig om iets nuuts te doen in Suid-Afrika. Weet jy wat? Partykeer vat ons mis. En ons hoor, daar's 'n geleentheid wat in Israel gaan opdaag, wat die eerste keer in die geskiedenis is, en dan gaan trompette blaas, en ons dink is die wederkoms of die wegraping. Maar in die tussentyd is dit die aankondiging, dat die Here gaan nou iets niets doen, en nou sal dit aanbreek, en sal julle dit nie sien nie, gaan julle eie oë dit nie aanskou nie. En ek wil vanmôre vir julle sê, kinders van die Here, moenie kyk na kerke nie, want God gaan oor kerkgrense heen werk. Hy gaan oor kerkgrense werk. Dis 'n nuwe dag, 'n nuwe seisoen. Iets niets gaan na vore kom. Luister, ons kan nie in ons eie kokonnetjie wees nie, want God is groter. En die Here wil almal red. Hy wil almal red. Hy wil almal red. Hy's nie net daar nie. Hy's nie net Immanuel nie. Hy's besig om iets te doen. Hy tree op. Hy doen dit as 'n held.
En hierdie is nie net 'n passiewe liefde, God is lief vir ons nie. Nee. Dis aktief. Dis aktief. Dit is liefde wat veg. Dis 'n liefde wat teen die dood ingaan. Wat sê die Bybel? Soos 'n brandhout uit die vuur, so ruk hy jou en red hy jou uit sonde. In Jesus het God self die stryd aangepak. In Christus Jesus het God self ingegryp. En hy het die stryd aangepak teen sonde, die stryd teen die Satan, die stryd teen die dood self. En luister, toe Jesus Christus aan die kruis sterf, sê die Bybel, toe hy sy asem uitblaas, en hy sê, dit is volbring, waartoe gaan hy eerste? Waartoe gaan Jesus nadat hy gaan in die hel in, en hy gaan haal die sleutels van die lewe en die dood. En hy bring dit terug, en hy triomfeer as koning. Luister, Jesus is nie meer in die krib nie. Hy regeer as koning, as heer, as meester. Hy regeer aan die regterhand van die Vader. Hy het in ons plek gesterf, sodat ons in sy plek kan leef. Amen. Hy het gekom om vry te maak, om te reinig, om jou 'n geliefde van hom te maak. Dis hoekom Romeine 5 vers 8 sê, God bewys sy liefde hierin vir ons, terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Terwyl ons nog sondaars was, jy het niks verdien nie. Dis toe nie jy nie. Dis hy. Dis hy. Hy het Jesus gestuur, om nie net Immanuel tussen ons te wees, maar om ons te red van elke vorm van gebrokenheid. En weet jy wat, hy kan jou red uit 'n krisis ook. Hy kan jou red uit 'n benoudheid ook. So, ek wil vanmôre vir jou vra. Daar's nou baie stemme wat opgaan. En weet jy wat, ek weet nie alles nie, maar kom ek sê vanmôre vir u, die Here is besig om 'n nuwe seisoen aan te kondig. En die nuwe seisoen is nie hemel toe nie. Die nuwe seisoen is om 'n verskil te maak. Amen. Die derde belangrike ding wat hy sê, is dit. Hy is bly oor jou met vreugde. En God se vreugde is vir sy kinders. Hy sê, hy's bly oor jou met vreugde. Weet jy, dit is so moeilik om baie keer te glo. Amen. Dit is baie keer moeilik om te glo. En ons is so geneig om te dink dat God is teleurgesteld in my. Ons dink baie keer, ek dink die Here sal moeg vir my. Party vir ons verskil mos. Party vir ons, jy probeer so naby as moontlik aan die rand leef. Jy's nie 'n sondaar nie, maar jy leef baie naby. Dan dink jy, die Here is moeg vir my. Of baie keer, dan dink jy die Here is moeg vir jou, want jy hou aan met kla. Want kla is mos deesdae 'n gawe. Luister, ons is geneig om te dink die Here is moeg met ons. Of ons dink hy's gefrustreerd met ons. Maar hierdie vers sê, hy's bly oor ons. Hy's bly. Die Here is bly oor jou en my. Die Here is bly oor ons. Nie net oor hoe wonderlik ons is nie, maar hoe wonderlik hy is. Hy het ons lief met 'n ewige liefde. Luister, hierdie vreugde kom nie vanweë my nie. Hierdie vreugde kom vanweë hom. Amen. Dit kom vanweë hom. Hy het ons verlos. En wanneer jy in Christus Jesus is, dan kyk God na jou en hy sien. Luister, miskien moet ek gou hier stop. As die Here na jou kyk, weet jy wat sien hy raak? Hy kyk deur die bloed van Christus. Hy kyk deur die offer aan die kruis na jou. En hy sien iemand wat in geregtigheid is, iemand wat in orde is. Hy kyk na iemand wat sy handewerk is, wat sy kunswerk is. Hy kyk na jou en hy sien die vingerafdrukke van
van Jesus op jou lewe. Hy kyk na jou en hy sien iemand wat verlos is. Amen. Luister, jy's nie perfek nie. Jy's net verlos. Ons is nie veronderstel om vir onsself te lieg en te sê ek is perfek nie. Ek is nie perfek nie. Ek is nie volmaak nie. Maar een ding weet ek. Ek is nie meer dieselfde nie. 1 Korintiërs sê vir my baie duidelik dat kyk, ek het alles nuut gemaak. Ek was in die wêreld, maar nou is ek in die lig. Ek was in die duisternis, maar ek het my oorgebring. Ek is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. En weet jy wat, as die Here na jou kyk, miskien moet ek gou vir jou vra. Het julle ken daai gelykenis van die pa met die 2 seuns, met die verlore seun? Het julle al geluister wat daar staan? Daar in Lukas 15. Hy sê, toe die pa sy verlore seun sien terugkeer, wat het hy gedoen? Hy het daar gestaan by die hek en sê, ek het geweet. Een of ander tyd. Jy weet, ek kan onthou toe ek 'n klein seentjie was. Nou, ek was die soetste seentjie wat jy kon kry. En as my pa my wil slaan, dan hardloop ek weg. Maar hy hardloop nie agter my aan nie. Hy sê een of ander tyd. Een of ander tyd. Maar weet jy wat? In Lukas 15 sien ons iets anders. Toe die pa sy seun sien, toe hardloop hy. Nie om hom te straf nie, nie om hom te verneder nie, nie om hom te beledig nie, maar hy hardloop en hy omhels hom. Onthou hierdie ou kom uit 'n varkhok uit. Hy omhels hom en hy omhels hom om 'n fees vir hom te vier. Want kyk, hy was verlore, maar hy's gevind. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, God kyk na jou en hy kyk na jou met vreugde. Vierdens, hy is stil in sy liefde. Weet jy wat, as God na jou kyk, is dit so oorweldig, sy liefde vir jou is so oorweldig, dat hy stil word oor jou. Hy word stil. Weet jy wat, ek was baie bevoorreg toe ek studeer het om Grieks en Hebreëus te kan lees en skryf en so aan. Maar as jy kyk na hierdie woorde wat hy hier gebruik, hy is stil in sy liefde. Is dit 'n moeilike Hebreëse begrip. Dis 'n moeilike Hebreëse begrip. Maar dit dra die idee dat die Vader word stil vir die groot liefde wat hy het. Vir hy groot ontzag vir jou as sy kind. Die Vader word, dit gee vir ons die indruk van party van u gaan nou moeilik onthou. Party van u gaan nou moeilik onthou. Onthou jy, ek kan onthou so rukkie gelede, moet ek 'n paartjie trou, maar die man is so groot en sterk man. En ek waag dit om vir hom te sê, luister, as daai bruidjie nou daar inkom, en sy's heel wat kleiner, as sy nou daar uitkom, moet nou nie in trane uitbars en huil nie. Berei jouself voor. Maar ek sien hy wip hom vir my. En ek dink, ek kyk my so en ek sien die afskie. Maar weet jy wat, toe die bruidjie daar inkom, toe huil hy nie, die trane spuit. En weet jy wat, dit is so oorweldigend, daai bruidegom, sy belewenis van sy liefde vir die bruid is so oorweldigend. Hy het nie 'n woord om te sê nie, sy trane wys dit. Ja, dis hoe die Here oor jou voel. Hy is stil in sy liefde vir jou. Weet jy wat? As God na jou kyk, kyk hy nie met 'n oë van veroordeling nie. Hy kyk via Christus.
En as hy na jou kyk, dan is hy gelukkig oor jou. En dis wat die kruis van Jesus kom doen het. Dit het die oordeel weggevat en stil gemaak. Al die oortredinge wat teen ons was, het hy in die kruishout vasgespijker en ten volle daarvoor betaal. Dit het vrede gebring, sê die Bybel, tussen God en mens. En ewe skielik is selfs die duiwel stil, want hy kan nie glo dat God so ver bereid is om te gaan nie. Romeine sê, in Romeine 8 vers 1, hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As jy in Christus is, dit beteken eenvoudig, as jou sonde bely het en Jesus aanvaar het, as jou saligmaker, dan sê hy, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is. Dan dit bring ons by punt nommer 5. Hy sê, hy juig of hy sing oor jou met gejubel. Kan jy glo dat God sing oor jou? Wow, as hy na jou kyk en sê, Joey, man, ek sing oor jou. Amen, hy sing oor jou. Dis een van die mees verrassende beelde in die Bybel. God sing. En luister, as God sing, doen hy dit nie onder dwang nie. Hy doen dit nie omdat hy geforseer word nie. Hy doen dit nie omdat dit sy plig is nie. Nie omdat hy dit moet doen nie. Maar as hy na jou kyk, is hy so dankbaar vir die prys wat Jesus betaal het vir jou lewe. Hy is so bly. Hy is soos 'n pa wat nou ek en my vrou het baie lank, jy weet, in die begin toe ons getroud is, dan stel 'n mens uit en sê, nee, ek wil eers dit doen voordat ons kinders sê, en ek wil eers dat doen voordat ons kinders sê, en toe ons oë uitvee, is daai hele klompie jare verby. En toe ons toe probeer, toe gebeur het nie. En eers 11 jaar na ons troue, toe raak sy swanger. Ek kan onthou, toe sy geboorte gee, koop ek vir my 'n groot videokamera. Die grootste een wat ek kon bekostig. En in die eerste 24 uur was alles op hom. Alles. Weet jy wat? Ek is 'n aardse pa wat ook maar gebroken is. As ek so oor my kind voel, ek kan onthou, ons het so wiegstoel gehad. Dan sit ek met John Louis op my skoot. Nou, ek kan nie sing nie, dis hoekom hy nie kan sing nie. Want ek het van kleins af, as ek vir hom sing, dan hoor hy net hierdie valsheid. Maak juig oor hom met 'n gejubel. Nie omdat ek forceer is nie. Dis soos wat ek terugkom, soos daai bruidegom wat sy bruid sien. Hy in sy hart sing hy. En hy's bly en hy's opgewonde. Hy wil net 'n liedjie sing. So is God se hart vir jou. Wanneer jy in Christus Jesus is. Die evangelie, die goeie nuus in hierdie vers. Ons het nou 5 goed genoem. Ek wil gou vir jou dit deurtrek na Jesus. Kom ons trek dit deur na Jesus. Eerstens, hy sê God is met ons. Jesus word genoem Immanuel. Hy sê tweedens, hy's 'n held wat red. Jesus het ons gered deur die kruis. Derdens, hy's bly oor ons omdat ons in Christus is. Hy is stil in sy liefde. Daar's geen veroordeling nie vir die wat in Christus is, in Romeine 8. Hy sing oor ons, want ons is sy kinders. Ons is syne. Dis ewig. En dis die hart van die evangelie. God bring van oordeel na vreugde.
van skuld na lof, van vrees na rus, die shalom, van sonde na sang. Ek wil afsluit. Ek wil vanmôre vir jou sê, wat beteken dit? Ek en jy moet reageer. Eerstens, aanvaar hierdie goeie nuus. Aanvaar die evangelie. Aanvaar hierdie blye boodskap. Aanvaar hierdie verlossingswerk van Jesus aan die kruis. Hierdie vreugde behoort aan almal wat in Christus is. As jy vanmôre hier sit en jy kan nie getuig dat jou sonde bely het en Jesus aanvaar dit nie, wil ek jou nou vra, terwyl jy daar sit. Terwyl jy daar sit net daar en sê, Here, hier is ek. Ek wil my sonde bely en ek wil Jesus die Here maak van my lewe. Tweedens, herinner jouself van wie jy is. Herinner jouself wie jy in Christus is. Herinner jouself van jou eie identiteit. Jy weet, ek kan onthou 'n klompie jare terug, as ek die kinders skool toe neem, op die hoek van die straat was hulle besig om 'n nuwe motorhawe te bou. Daar was 'n groot bord wat sê, under construction. Kan ek vanmôre vir u sê, dit is deels waar van ons, maar Jesus het klaar die werk volmaak, volkome, geheel en al gedoen. Jy's nie 'n projek nie. Jy's nie iemand wat 'n disipel moet word nie. Luister, jy's God se kind alreeds. Jy's nie meer 'n sondaar nie. Jy's 'n kind van die Here. Amen. Dis nie iets wat jy voor kan werk of probeer of alles insit of probeer om net jouself dop te hou nie. Luister, my oë is nie op my nie, my oë is op hom. Ek is sy kind, ek is geliefd, ek is gekoester, ek is besing. Laastens, leef met hierdie vreugde van die goeie nuus, met hierdie vreugde van die blye boodskap. As God oor jou sing, is daar nie plek vir jou om te vrees. As hy oor jou sing, is daar nie plek vir vrees nie. Laat sy liefde jou transformeer. Laat sy liefde jou dryf. Laat sy liefde jou inspireer om alles oor te gee. Ek wil jou vanmôre sê, gaan lees bietjie Sefanja 3 vers 17. Dit is op ons blaadjie. As jy nie 'n blaadjie gekry het nie, kry vir jou een as jy uitgaan. Maar ek wil vir jou vanmôre vra. Besef jy dat die Here sing oor jou? Dis die evangelie, dis die blye boodskap, dis die goeie nuus. En ek wil jou vanmôre vra, hoe meer jy oopmaak, hoe meer gaan jy dit beleef. Nie langer probeer. Hierdie blye boodskap is nie net vir Sondag. Hierdie blye boodskap is vir elke sekonde van elke dag. Die jong mense praat mos van 24/7. Nou hierdie blye boodskap is 24/7. Elke oomblik van elke dag is hy die een wat jou in oog het en sing hy oor jou met gejubel. Kom ons sluit ons oë. Here, wat kan ons sê? Dankie. Dankie dat U oor ons sing. Dankie vir die evangelie van Jesus Christus. Dankie dat U gekom het om ons te red en ons vry te maak en ons in die liefde te ontvang. Dankie, Here. Help ons om U vreugde te glo. Help ons, Here, om in te beweeg in daardie vrede, die shalom van die Here. Here, help ons om 'n lied saam te sing, maar nie 'n lied oor ons nie,
'n lied tot u eer en verheerliking van u naam.